Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre, ek lees vir ons uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 12. Dis die Afrikaans 2020 vertaling. Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie, en alle geskinder af, en smag soos 'n pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif: Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juis die klip wat deur die bouers afgekeur het die hoeksteen geword. En 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle, egter, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan, dat julle as bywoners en vreemdelinge, julle weerhou van liggaamlike begeertes, wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Vriende, soos ons reeds gesê het, telke male nou vanoggend, begin ons met hierdie nuwe reeks vanoggend, en ek wil net dit sê voordat ons gaan begin. Hierdie reeks is ek weet hoe sê dit altyd, hierdie is 'n belangrike reeks. Hierdie is regtig baie belangrik. Okay. Want wat ons gaan doen in hierdie reeks is, ja, ons gaan vir 5 weke besig wees, maar eintlik gaan hierdie reeks ons vir die volgende 5 jaar, dalk 10 jaar, dalk wie weet hoe lank besig hou. Dis die tipe van reeks wat ons mee hier besig is. Ons is besig om saam te dink, Bybels te probeer saam dink, wat is ons roeping as 'n geloofsgemeenskap? Wat is dit as ons kerk is? Wat is hierdie en wat behoort hierdie te wees en wat is die rigting waarin ons behoort te beweeg? En dit is wat ons hier gaan doen. Dit sal ook help as ek dit vir die ou locals sal sê. Hierdie reeks is in dieselfde asem as wat Ligpunt se diamant vir die laaste 10 jaar ons gedien het. Die diamant by Ligpunt is 'n manier wat ons probeer as 'n gemeente sin gemaak het, dat ons is 'n vrygekoopte familie van dienaars op sending, en daai was amper die taal wat ons gebruik om heeltyd perspektief te bekom oor ons lewe as 'n gemeente. Nou wat ons nou doen is nie dat ons sê daai is nie meer waar nie, ons sit dit so klein bietjie in die spens vir nou en ons sê ons wil vars opnuut wil ons dink oor wat is ons roeping as 'n kerk. Alright, so dis wat ons gaan doen in die reeks. Baie belangrik, as jy vir die eerste keer nou hier is hierdie 'n goeie reeks om by te wees. En so kom ek bid vir ons en vra ons dat die Here nou met ons sal ontmoet, met ons sal praat. Vader, ons het U so ontsaglik nodig. Here, ons het soveel stemme wat ons hoor. Ons is so de mekaar op die beste van tye, Here. Ons het soveel perspektief gehad in Desember, en Here, ons voel al klaar dat ons nie meer weet waar om te gaan, soos wat Januarie ons oorrompel en oorweldig het nie. En Here, ons loof en prys U dat ons kan sin maak van alle realiteit, deur dit te grond in U storie, realiteit soos gedefinieer deur U in die Bybel. En so ek bid, Heilige Gees, kom nou, gee ons krag, ontmoet met ons, versterk ons, vernuwe ons, verander ons, sodat ons U kan verheerlik in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Vriende, ons is almal vertroud met wat 'n kompas is. Ek hoop jy weet wat 'n kompas is. Ek weet ons mense met smartphones weet nie meer lekker eintlik wat kompasse is nie, maar 'n kompas is 'n navigasie-instrument wat gebruik word om rigting te bepaal. En baie eenvoudig hoe 'n kompas werk is dit is hierdie instrument en hy het hierdie naald, hierdie magnetiese naald, en wat daai naald doen is hy word belyn met en word beïnvloed deur die magnetiese noord van die aarde, en op daai manier kan jy vasstel waar is jy relatief tot magnetiese noord, en op daai manier kan jy begin rigting bepaal en wat is die rigting waarin jy wil gaan. Maar vriende, daar's verskeie invloede in hierdie wêreld wat maak dat jou kompas nie altyd vir jou die regte lesing gee nie. Ek dink die mees obvious 10 sal ons sê is magnetiese velde. As jy dalk ergens loop en daar's metaalvoorwerpe in die grond, dan kan hy naald vir jou in 'n verkeerde rigting invat en hy kan vir jou 'n klein bietjie op die verkeerde koers kry, net soos dit met waar van elektriese velde, net soos dit waar apparently van ekstreme temperature. As dit regtig ekstreme temperature is, kan dit maak dat jou kompas en die rigting wat hy vir jou gee heeltemal haywire kan gaan, en obviously dan natuurlik ook die fisiese skade. As daar enigiets net klein bietjie fout is, dalk met daai naald of met die kompas, kan hy vir jou 'n verkeerde lesing gee. En die rede, vriende, hoekom ek met hierdie beeld vanoggend begin, is omdat 'n kompas dien as 'n verskriklike behulpsame beeld vir jou en vir my om ons harte as die mens te verstaan. En as ek hier praat van hart, dan praat ek nie van daai orgaan wat bloed pomp nie. Ons verwys na die manier wat die Bybel die woord hart gebruik. Die hart vir in die Bybel en eintlik in baie kulture histories, maar die hart is daardie plek in jou en my waar ons begeertes gesetel is. Wanneer ook al enigiemand in die wêreld of ek en jy, wanneer ook al ons sê ek wil. As jy die woorde gebruik ek wil, dan is dit die hart wat praat. Ons harte is heeltyd besig om vir jou en vir my die heeltyd in elke groot ding en in elke klein ding in hierdie lewe, is jou en my hart besig om soos 'n interne kompas te funksioneer. Dit is jou en my hart wat vir ons sê, hey, hier gaan in hierdie rigting in. Skiet hierdie koers in, jaag hierdie ding na. Op hierdie paadjie gaan jy dit kry wat jy wil hê. Jy gaan daar die goeie lewe bekom. Maar die probleem vir ons vriende is, gegee die feit dat ons, almal van ons, van nature af, gefalle en gebroke mense is, in 'n gefalle en 'n gebroke wêreld, beteken dat daar's 'n magdom van kragte in hierdie wêreld wat heeltyd jou en my interne kompas, ons harte in die verkeerde rigting stuur. Daar's dinge, dink aan 'n magneet, daar's dinge in hierdie lewe, goeie dinge wat aantreklik is. Dit trek jou en my aan, Dit kan klomp goed wees, gemak of plesier of sukses of sekuriteit. En wat dit doen is jou hart hinker, daai naald van jou hart hinker in die rigting van daai dinge. En net soos daai dinge in hierdie lewe, dink aan die magneet wat afstootlik is vir jou hart. En dit kan dinge wees soos swaar kry of dalk isolasie wat jy met alles in jou probeer vermy, of verwerping wat jy probeer vermy, of enige vorm van pyn of lyding. En wat dit kan doen is dit kan maak dat jou hart die hele tyd deur probeer wegskram van sekere dinge in die lewe. En gevolglik is jou en my hart die hele tyd besig om ons op koers te sit. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar elke dag, jou hele lewe, my lewe, is ons wat in rigtings inbeweeg op soek na die goeie lewe, en op die beste van tye eindig ons op in doodloopstrate. En vir hierdie rede dan, hierdie reeks wat ons mee begin vandag, die begeerte agter hierdie reeks is om ons harte, hierdie interne kompas in jou en my, om ons toenemend te belyn met God se ware noord. Dis wat ons in hierdie reeks wil doen. Nou die taal, vriende, wat die Bybel gebruik in hierdie verband, is nie heeltemal die taal van kompas per se nie, maar die taal en hierdie hele gesprek wat ons vandag het wat die Bybel gebruik, het regtig te doen met die hele taal van roeping. En ek weet nie of jy bewus is van die idee van roeping is nogal 'n groot tema in die Bybel. Reg deur die hele storie van die Bybel, elke keer wanneer God besluit om in 'n verbondsverhouding te tree met 'n mense, dan roep hy hulle. En wanneer God hulle roep, jy kan dink deur al die stories in die Bybel, dan is hy besig
om hulle te roep op 'n sekere lewenspaadjie. Dis nie maar net ek roep jou nie. Hy roep jou tot 'n sekere paadjie. Dit is asof God vir die mens sê, hoorie, jy gaan nou in verhouding met my wees. Hierdie ek, die Here, hierdie is die rigting waarin ek stap. Kom saam met my. Hierdie is my wil vir jou. Hierdie is my hart, sê God, vir jou as die mens. En dit is die doel, vriende, van ons reeks. Wat ons wil doen is, ons wil as 'n geloofsgemeenskap perspektief bekom. Ons wil duidelik wees oor, maar wat is dit? Wat is ons Godgegewe roeping as die mense van God? Okay, so dis wat ons gaan doen. Dis die doel van die volgende 5 weke wat ons saam het. En hier is die ding, ons gaan vir die volgende 5 weke saam kyk na dieselfde teks. Okay, ons gaan na hierdie teks wat vandag gelees was in spesifiek 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9 tot 12. In ons teksgedeelte daar die laaste paar verse gaan ons vir die volgende 5 weke oor saam na kyk, soos wat ons probeer sin maak oor ons roeping as 'n kerk. Jy sien, hierdie brief was oorspronklik gepen deur Petrus. Dit was die eerste van Petrus se 2 briewe en hy het hierdie brief oorspronklik in hierdie woorde wat ons op gaan fokus, het hy gepen oorspronklik vir 'n klomp kerke, nie net een kerk nie, 'n klomp kerke wat versprei was in die 1ste eeu en wat ons vandag sal noem Klein-Asië. En wat ons kan sien in die hele brief is dat hierdie gemeentes, hierdie geloofsgemeenskappe het ontsaglike druk ervaar, hulle het vervolging ervaar en vir daai rede baie verwerping en saam met dit kom natuurlik baie versoekings en so hulle harte was op hol. En Petrus maak dit baie duidelik, dit is ook maar die brief skryf. 1 Petrus 5 vers 12, heel aan die einde, amper die laaste sin van die boek, sê Petrus vir hulle, hierdie brief wat ek geskryf het, is die genade van God aan julle. Staan vas daarin, sê hy. Dis die punt van die boek. Dis om mense soos ek en jy, wat se interne kompasse rondspin met die druk van die lewe, wat nie lekker weet watter rigting om te gaan nie, om te sê, hierdie is God se genade, kry perspektief op dit, staan vas in dit. Dit is die ding wat jou sal belyn met ware nood. En vriende, wat ons vandag gaan doen is bloot dit. Ek wil hê ons moet vandag net saam gesels oor die titel van hierdie reeks. En jy sou dalk dit op die skerm gesien het vroeër. Die titel van hierdie reeks is Gegrond in God se storie. Dit is uiteindelik ons begeerte as 'n kerk wat ons wil doen en beter en toenemend so. Ons wil 'n mense wees wat ons lewens grond in God se storie. Dit is die manier vir ons om ons Godgegewe roeping uit te leef. En so vriende, al wat ek wil hê ons nou moet doen is die volgende. Dit is al wat ons vandag gaan doen. Is ek wil hê ons moet beter verstaan wat bedoel ek of wat bedoel ons as ons sê ons het nodig om ons lewens in God se storie te grond. Want dis woorde wat ons verstaan, maar ek weet nie of ons noodwendig duidelik is oor wat presies ons daarmee sê nie. So ons wil dit duidelik maak, wat bedoel ons en saam dink oor wat is die implikasies vir ons as 'n kerk. Alright, so kom ons dink saam oor wat beteken dit en dit is hier waar daai verse 1 Petrus 2 vers 9 tot 12 vir ons so behulpsaam gaan wees. Hier's die ding, kyk weer, tel daai blaadjie gou op. Kyk saam met my, ons gaan kyk na daai laaste paragraaf vers 9 tot 12. Hier's die ding wat ek dink veral as jy so 'n bietjie gekerk is wat ons baie keer mis. Ek dink ek het dit vir baie lank gemis. Onthou met wie praat Petrus hier? Ons weet hy praat met gelowiges, hy praat met kerke, Christene. Hy praat hier met nie-Jode wat hulle self in Klein-Asië bevind. Dis nie-Jode. Hulle lewe in die 1ste eeu. Maar wat doen Petrus? Hy doen iets wat eintlik nogals weird is as jy nie lank gekerk is nie. Wat hy doen is hy praat met nie-Jode in Klein-Asië in die 1ste eeu en hy beskryf hulle omstandighede. Hy beskryf hulle identiteit. Hy interpreteer hulle storie in die lig van die Ou Testament en spesifiek die storie van die Ou Testament. Hy posisioneer hoe hulle sin maak van die wêreld waarin hulle is in die 1ste eeu. Hy sê die manier om sin te maak van hierdie wêreld hier waar jy is in Klein-Asië is jy moet dit verstaan. Jy moet dit nie net hierdie storie hoor, jy moet jouself posisioneer binne in daai storie, interpreteer jou lewe in die lig van daai groter storie. En hy doen dit by wyse van 3 bewegings in die teks wat ek vir ons wil uitwys. Ek dink hierdie is verskriklik belangrik. Mag die Here ons genadig wees. Vriende, hier is die eerste beweging.
Die eerste ding wat Petrus hier doen, soos wat hy hulle nou wil help om hulle lewens te grond in God se storie, is hy probeer hulle lewensgrond eerstens in die storie van Adam en Eva. Dis die eerste ding wat hy in daai verse doen, vers 9 tot 12. Ek lees vir ons, kyk saam met my, ek lees vir ons vers 9 weer. Lees saam met my dit. Julle, eerste eeu kerk, julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het en na sy wonderlike lig. Nou daar's 3 konsepte, woorde daar wat ek gou vinnig op wil inzoom vir ons. Dit is die idee van koninklike priesterdom wat ons as een ding sien hierso, en dan duisternis en lig. En ek wil net eers met vir 'n oomblik daar stop. Vriende, Petrus is nie net besig hier om 'n bietjie kerklingo uit te gooi nie. Elke woord wat hy gebruik maak saak en dit is deel van 'n groter storie wat van die begin van tyd af vertel is. In Genesis hoofstuk 1 en 2 sien ons dat God, Genesis 1 vers 1, eerste vers in die Bybel, vertel vir ons dat God het hierdie realiteit, hemel en aarde geskep. God het dit gemaak en Genesis 1 vers 2 sê en duisternis was oor die watervloed gewees. Maar vers 3, toe het God gekom en God het 'n woord gespreek en hy het 'n bevel gegee en God het gesê wat? Dis waar ons kerk sy naam vandaan kry. Laat daar lig wees. En so Genesis 1 vers 4 sê die teks, dis die begin van die storie van die Bybel, het God die duisternis en die lig van mekaar geskei. En julle ken die res van Genesis 1, God kom dan in die wêreld wat hy geskep het, waar hy duisternis en lig van mekaar skei, gaan God en hy vul die aarde met sy handewerk, en die kroon van God se skepping is wat? Ons, die mens. God skep die mens. En die ding wat ek wil hê ons moet weer eens hierso sien en hoor, is dat God skep ons as die mens vir 'n baie, baie spesifieke taak. Jy sien wat God doen is dat God Genesis 1 vers 26 en 28 kom en hy sê vir die mens, julle die mens is my koninklikes. Gaan oor hierdie aarde en gaan heers. Dis die taal 2 keer daar in Genesis 1 vers 26. Julle is my koninklikes. Wat aangestel word onder my uiteindelike heerskappy om te gaan heers oor die aarde. Hoe lyk hierdie heers? Wel, dis 'n dienende heers waar julle alles onder my uiteindelike heerskappy gaan inbring. Dit is hoekom ek julle geskep het vir hierdie rede. 'n Ander interessante ding is in Genesis 2 vers 15. In Genesis 2 vers 15, dit behoort op die skerm ook te wees, sien ons in Genesis 2 vers 15 dat Adam en Eva word in die tuin geplaas om die aarde te bewerk en op te pas. Nou daai woordjies is woorde dat ek en jy die oorspronklike Hebreë sou lees, sou dit vir ons so as ek 'n rooi ligte gemaak het, of dis happy rooi ligte hierdie, want wat dit is daai is presies die woorde wat gebruik word om die priesters in die tempel se job description te verduidelik. Presies dieselfde 2 woorde is dat die priesters in die tempel moes daardie tempel area bewerk het en opgepas het. Presies dieselfde 2 woorde hier. En dit is die punt, vriende, wat gemaak word reeds vir ons in Genesis 1. Die punt is dat die mens is geskep vir hierdie rede. Dink gou oor wat het priesters gedoen in die Ou Testament. Priesters het in God se teenwoordigheid gelewe, anders as die res van die mense, om God te dien en te aanbid, en om ander mense in staat te stel, om ook in God se teenwoordigheid te kan kom en hom te kan dien en aanbid. Dis wat priesters gedoen het. En dit, vriende, is die storie van Adam en van Eva. Dis die kritiese eerste hoofstuk in die storie van God se mense. En dit is waarna Petrus verwys as hy in vers 9 sê, Christene, hierdie is wie julle is. Onthou julle storie. Julle is 'n mense, ja, na die sondeval weer terug in 'n wêreld van duisternis in. Maar ek het gekom en ek het julle uit daai duisternis uit gaan roep. Ek het julle uit daai duisternis uit gaan haal en ek het julle gebring terug in my wonderlike lig in. Hoekom?
Hoekom? Om 'n nuwe storie te skryf? Was God se eerste storie, was dit 'n God het gesit daar en hy het 'n storie geskryf, hierdie werk en lekker uit, kom ek vrommel dit op, ek gooi dit in die asblik, ek begin met 'n nuwe storie? Nee, ons is vriende geskep as die mens, sodat ons konings en priesters kan wees in hierdie wêreld van chaos, 'n wêreld van gebrokenheid. Ons is geroep om te kom en op 'n goeie manier te kom heers, om mense te bring in God se heerskappy, en waar ook al ons die chaos en die gebrokenheid van die wêreld te sien, om dit te probeer herstel in die krag van die Here, en so ook dan om mense, dat ander ook vir God sal dien en aanbid. En vriend, kan ons net hierso stop vir 'n oomblik en gou vinnig net dink oor elkeen van ons lewens. En hier praat ek met jou, as jy 'n Christen is, of as jy glad nie 'n Christen is nie. Want wat ek nou oor wil praat, het nie eers uit te waai of jy 'n Christen is nie. Hierdie is waarvan almal van ons, by wyse van die feit dat Adam en Eva se bloed vloei in elkeen van ons. En so kan ek jou vra, mens, is ek en jy besig om ons fundamentele roeping as mens, dit waarvoor ek en jy geskep was, is ons besig om dit te vervul? As jy dink aan die storie van jou lewe tans, Christen of nie Christen, lewe jy in lyn met God se wil vir jou lewe, die rede hoekom daar asem is wat in jou longe is en hoekom jou hart nou klop. Net hier af in die straat, is die Porsche garage, my laities het net vanoggend weer oor Porsches gepraat toe ons hier aangery het. Imagine dat iemand skenk vir jou 'n Porsche, okay? Imagine dit. Iemand gee vir jou 'n Porsche, dis joune, dis nie net verleen om vir 'n rit te gaan nie, dis jou Porsche, en jy klim met hom, en jy ry met hom, al die pad na Namibië toe, en jy vat hom, en dan gaan ry jy daai duine uit met jou Porsche. Ek kan vir jou waarborg, as jy dit doen, gaan dit gaan nie 'n lekker ervaring wees nie. 2, dit kom teen 'n hoë koste. Dit kom teen 'n baie hoë koste vir jou. En vriendin, so is dit vir almal van ons. So is dit vir jou en vir my. Ons, ek en jy as die mens, is geskep om God se koninkryk uit te bou. Ons is nie geskep om ons eie koninkryke uit te bou nie. Ek en jy is geskep om die Here te dien en hom te aanbid. Ons is nie geskep om gedien te word en onsself te aanbid nie. Ek en jy is geskep hiervoor om God se konings en priesters in hierdie wêreld te wees. Vriende, is dit nie dalk ten minste deels van die rede dat op die beste van tye is die interne kompas binne in jou en my so klein bietjie angstig, heeltyd besig om links en reg te gaan. Nooit regtig heeltemal 100% nie angstig nie. Heeltyd op soek na, maar waar moet ek gaan? Wat moet ek doen wat me gaan voel that I have arrived? Is dit nie moontlik, vriende, omdat ons skepingsdoel om te lewe vir God se koninkryk en om ander te bring in aanbidding van hom, dat ons dit moontlik nie vervul nie. En so Ligpunt, ek wil ons aanspoor tot dit as 'n kerk, gesamentlik. Hierdie is ons begeerte. Dit is soos die fondasie vir ons roeping as 'n kerk, wat ons regtig wil vorentoe wil mekaar aan hierdie storie oor en oor toenemend beter herinner. Ek dink, vriende, en ek praat hier, dis dalk net ek. Dalk gaan jy sê, Poen, is net jy, dis nie ons nie. Maar ek dink dat ten minste ek baie keer, ek gaan sê ons, oorkompliseer die Christenlewe so bietjie. Ek dink ons oorkompliseer wat dit beteken om 'n Christen te wees so bietjie. Ek dink dis behulpsaam om self te herinner aan die storie van Adam en Eva. Wat dit beteken, vriende, stop gou vir 'n oomblik. Ek dink dis so eenvoudig soos dit. Dis moeilik, dis bonatuurlik, maar dis so eenvoudig soos dit. Ek en jy lewe in 'n wêreld waar alles 'n geskenk is. Alles. Jou lewe is 'n geskenk, alles om jou, alles om ons is 'n geskenk vanaf God af. En ek en jy word geroep in hierdie wêreld waar alles 'n geskenk is, om die gewer van die geskenk, die lewe, te erken, om nederig die geskenke wat alles is, te ontvang, soos wat ek en jy daardie geskenke ontvang, wat ek en jy tot geroep word, is om dit te geniet, op die manier wat hy wat dit vir ons gegee het, bestem het,
dat dit geniet moet word en dat ons alles wat hy vir ons gee moet koester en moet kultiveer. God plaas ons, dink aan die storie van Adam en Eva, in 'n plek waar hy ons roep om so te funksioneer. Alles as geskenk en om dit te ontvang, dit te geniet, dit te koester, dit te kultiveer. Vriende, dit verander alles as dit die storie is hoe ek en jy na realiteit kyk, doen dit nie? Dit beteken dat op die einde van die dag, wat ek en jy, en dit is wat ons doen, dit is ons lewens, dis die punt van ons lewens, is ek en jy lewe in 'n wêreld aangestel deur God, waar 'n bietjie chaos heers. Dinge is nie in orde nie. Dinge is nie in hulle regte plek nie. En of jy nou besig is in jou tuin om daar orde te skep of binne in jou huis, die chaos vir al as jy klein toddlers het, of is dit by die databasis van die werk en of dit is dat jy met iemand 'n pad stap in hulle huwelik of as jy 'n dokter is en is iemand se liggaam en dinge is nie heeltemal funksioneer nie heeltemal op die manier wat dit moet nie, of ons lewe in 'n land en is polities en dinge is nie in hulle regte verhoudings soos wat God dit geskep en bestem het nie, of ekonomies, ons kan so aanhou en aanhou. Die punt van die lewe, vriende, uiteindelik is dit. Ons almal het dieselfde roeping. Ons word geroep in hierdie wêreld waar dinge nie in perfekte shalom, in perfekte verhouding met mekaar is nie, word ons geroep as God se priesters. Ons word geroep as God se konings om hier te lewe, dinge onder sy heerskappy te bring, om te lewe vir hom. Dit maak die lewe, dit maak dit baie minder quote-unquote spiritual in die verkeerde sin van die woord. Dit maak dit werklik geesvervuld, want dit is waarvoor ons gemaak is. Dit is waarvoor ons gemaak is. Natuurlik, vriende, is die belangrikste ding wat uitsienheid is in hierdie wêreld. By verre weg, al die ander goeders maak nie saak as hierdie ding nie in plek is nie. Die belangrikste ding wat uitsienlik is in hierdie wêreld is God en mens. En soos God se konings en priesters word ek en jy geroep om ons lewens te gee om daar waar ons mense sien wat nie in 'n regte verhouding staan met die Skepper nie, onder sy heerskappy is nie, ons lewens te gee om hulle te help, om hulle lewe in die regte plek te kry, daar waar shalom kan begin, stadig maar seker, nog nie perfek nie, eers in die nuwe hemel en aarde, maar daar waar dinge begin floreer, die abundant life, wat Jesus so mooi van gepraat het. Vriende, hier is die tweede storie en die volgende twee gedeeltes van die storie is 'n bietjie korter. Tweede beweging, soos wat ek en jy probeer sin maak van ons roeping as kerk, is dat ons met ons stories grond, nie net in die storie van Adam en Eva nie, maar dan in die storie van Israel. Jy sien, as daar 3 konsepte was in daai laaste verse wat verwys het na Adam en Eva, of wel 'n ego gehad het van Adam en Eva, is alles anderste in hierdie verse eintlik herinner ons in die storie van Israel. Jy weet, as jy op die internet 'n artikel lees, het jy al gesien in internet, dan het jy hierdie hyperlinks. As jy lees 'n artikel en dan is daar sekere woorde wat onderstreep is of in 'n ander kleur, as jy op hom klik, dan vat dit jou na 'n ander artikel toe en hierdie artikel is gebou op daai artikel. Hierdie gedeelte is daar amper, behalwe dalk die is en die dies, is daar nie 'n woord wat nie gehyperlink met die storie van Israel is nie. Nou ons gaan oor die volgende 5 weke baie tyd spandeer om daai hyperlinks te volg van hoe 1 Petrus 2 ons bestaan as die kerk gegrond is in die storie van Israel. Ek wil hier net die belangrikste een van hulle vir ons vinnig uitwys. En dit is die woorde van Eksodus 19 vers 4 en 6. Dit gaan op die skerm nou opkom. Okay, maar voordat julle daar lees, dat ek net vinnig ons die storie vertel, nê, so sondeval, Genesis 3 tot 11, God kom na 'n man met die naam van Abraham, Genesis 12, God sê vir hom, ek gaan my plan vir die wêreld, my koninkryk sal op hierdie aarde kom soos in die hemel. God kom na die man Abraham toe, God sê ek gaan in verhouding met jou en met jou nageslag staan, en God begin 'n pad stap met Abraham se familie. Teen die boek Eksodus is hulle 'n nasie, maar hulle bevind hulle self in slawerny, hulle is in Egipte. God kom en hy red hulle, hy verlos hulle en hy bring hulle deur die waters wat ons vandag in die storie herinner het. Hy bring hulle deur die waters en hy vat hulle na die berg Sinai toe en dan is hierdie woorde, die eerste woorde wat God aan Israel as 'n nasie kommunikeer, soos hy met die volk as 'n nasie 'n verbond sluit. Kom ons hoor daai woorde. En jy kan dadelik sien hoe dit uit 1 Petrus kom. God sê vir Israel, julle
het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Ons gaan nog baie oor hierdie sê in die res van die reeks. 2 observasies wat ek net hier vir ons wil uitwys. Eerste ding wat ek en jy nie vandag moet mis nie, vriende, is kan jy sien dat in wese is God se roeping van die nasie Israel presies dieselfde roeping as die roeping van Adam en Eva? Hy roep hulle, net soos Adam en Eva, om konings en priesters te wees, 'n mense wat gehoorsaam aan sy woord gaan lewe, soos wat hulle besig is om God se wil na te jaag en sy koninkryksagenda uit te bou op aarde. Maar die tweede ding is wat ek wil hê ons nie daar moet mis nie, is dat Israel se roeping, en dis eintlik ook waar gewees van Adam en Eva, ek het dit net nie daar genoem nie, want hulle was 2 gewees, maar Israel se roeping was nooit bedoel om 'n individualistiese mandaat te wees nie. Die roeping van Israel is 'n gesamentlike projek. En ek dink ons as westerlinge veral in 2024 moet elke week dit amper vir mekaar sê. Vriende, ons is so individualisties. Ek en jy ons het so die koel uitgedrink in die laaste 50 jaar, veral die laaste 100 jaar. Selfs in die naam van God en Christendom oor ek en God en my persoonlike verhouding met God. Nou daar's natuurlik 'n aspek van 'n persoonlike verhouding met God. Maar ons as individualiste in 2024 vat daai ding heeltemal te ver dat ons met 'n weergawe van Christendom en selfs van kerk vorendag gekom het wat die kerk vir die laaste 2000 jaar glad nie sou herken nie. Ken jy die apostoliese geloofsbelijdenis? Ons sing dit baie keer hier by Ligpunt. Ons selfs lees dit baie keer of sê dit baie keer hier by Ligpunt. Die apostoliese geloofsbelijdenis is daardie fondasiedokument van die kerk wat vir die laaste 2000 jaar gekommunikeer word. Daar's 12 beginsels in die apostoliese geloofsbelijdenis wat sê hierdie is wat Bybelse Christendom is. En as jy histories vir die laaste 2000 jaar nie een van daardie 12 glo nie, dan het jy bekend gestaan as 'n sekte of 'n kult. Jy's nie deel van die ware kerk as jy een van daai 12 of meer as een van daai dinge nie geglo het nie. Een van daai lyntjies, nê, is die bekende woorde wat ons baie kere sê, maar ek weet nie of ons dit altyd noodwendig besef nie, waar die kerk vir 2000 jaar gesê het, ek glo aan 'n heilige, algemene is nie so lekker vertaling nie, 'n heilige universele kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. So Ligpunt kan ek ons aanspoor, wat ook al die roeping is, wat ook al die rigting is en die paadjie is waarin God ons roep, kan ons dit weet. Ons kan weet dat God roep ons om in gemeenskap, saam met ander in daai rigting te stap. Dis nie ek en jy, the lonely traveler going to the promised land nie, ons is saam. Ons is saam in dit. En so Ligpunt kan ek ons aanspoor tot dit. As ons nie 'n gemeente gaan wees wat onsself daadwerklik verbind aan mekaar nie. Waar ons mekaar in die oog kyk en bidend sê, ek is committed tot jou, sal jy committed wees tot my. Ek sal jou accountable hou, sal jy my accountable hou. Dis wat ons verbintenis is. Vriende, as ons dit nie gaan doen nie, vriende, gaan ek en jy nie volhoubaar hierdie paadjie kan stap, wat die Here ons oproep nie. En as ons as 'n kerk gesamentlik Ligpunt nie buite ons 4 mure kyk na die kerk in die res van die stad en die wêreld en na hulle kyk en vir die kerk sê daar buite, die groter kerk, ander kerke sê, hoorie, ons het julle nodig en julle het ons nodig. Kan ons mekaar help? Kan ons mekaar accountable hou? As ons dit nie doen, die Ligpunt gaan ons nie die paadjie wat die Here ons opvat volhoubaar kan stap as kerk nie. Een van die dinge wat ons baie nog gaan gebruik in die volgende klomp jare as ons probeer sin maak van ons roeping as 'n kerk is presies die storie van Israel in die wildernis.
Want dit is waar ek en jy onsself bevind. Dit is die taal wat die Nuwe Testament gebruik om die kerk te beskryf. Mense wat reeds geroep is, reeds in 'n verbondsverhouding met God staan, maar vriende, ons is nog nie in die beloofde land nie. Die beloofde land kom nog, ons is nou in die woestyn. Jy maak dit nie deur 'n woestyn op jou eie nie. Die manier om deur die woestyn te kom is die gemeenskap van die gelowiges. Mag die Here ons genadig wees in dit. Hier is die laaste gedeelte van die storie. Weereens vriende, ons wil ons lewens binne in hierdie storie plaas en dit is die storie van Jesus. Nou Petrus kyk weer na die teksgedeelte vers 9 tot 12. Praat nie direk oor Jesus nie, maar eintlik doen hy, want wanneer Petrus in hierdie gedeelte verwys na ons as die kerk as priesters in vers 9, kyk 'n bietjie vroeër in die teksgedeelte daar vers 5, in die konteks het Petrus reeds na die kerk verwys as priesters. En daar het hy dit baie duidelik gemaak. Hoekom is dit? Hoekom is dit dat ek en jy enigstens onsself kan verbind met hierdie storie van Israel? Selfs die storie van Adam hulle, maar dat ons onsself kan priesters noem. Wat is die rede daarvoor? Wel, hoofstuk 2 vers 5. Die rede is want ons is verbind met Jesus. Kan jy dit daarso sien vers 5? Dit is deur Jesus dat ons 'n heilige priesterdom is. En dit is spesifiek vers 6 en 7 deur geloof in Jesus dat ons 'n heilige priesterdom is. Hoekom? En hierdie wil ek hê moet jy my hoor. Asseblief vriendin, hoor dit net weer vandag. Hoekom is dit dat ek en jy ingesluk kan word, deel kan word van hierdie storie van Israel deur geloof in Jesus? Die rede vir dit vriende is die Christen evangelie. Jesus is die oorspronklike, soos wat vers 4 daar sê, hy is die oorspronklike uitverkorene. Jesus is die oorspronklike kosbare seun van God. Jesus, ons storie maak net sin soos wat ons deel van Jesus se storie word. Vriende, dis die evangelie. Dit is die evangelie. Ek weet nie of jy hoor dit net weer vandag. Die evangelie vertel vir ons dat Jesus is die seun van God, maar baie keer, hoor my asseblief tog mooi, Jesus is God die seun. Maar wanneer die Nuwe Testament sê Jesus is die God die seun, dan beteken dit nie net, dit verwys nie net na sy goddelikheid nie. Dit verwys ook na sy menslikheid. Adam, Lukas 3 vers 38, word genoem die oorspronklike seun van God. Israel word reg deur die Ou Testament genoem die seun van God. In daardie sin van die woord beteken om die seun van God te wees net iemand wat in verbondsverhouding met God staan. Maar die wonderlike storie is dat daar waar Adam en Israel ontroue seuns was, het Jesus gekom en geseëvier. God die seun het gekom en in hierdie wêreld ingebreek as die tweede Adam, as die ware koning en die ware priester van Israel. En hy was die getroue seun. En daardie Jesus het toe op 'n kruis gekom en hy het die vloek gevat wat elke ontroue seun van God verdien, het hy gevat. En hy was getrou gewees en die seëninge wat die seun gewen het, kom en hy gee dit nou vir God se mense. Vriende, dit is die storie. Dit is jou en my storie. Dit is jou en my enigste hoop. Vriende, kan ons net vir 'n oomblik stop en vir onsself vra, hoe maak daardie nuus oor Jesus jou voel? Ek wil nie hê jy moet net bloot. As jy vandag sê, ja, ek verstaan dit met my kop, is dit nie goed genoeg nie. Dis nie goed genoeg nie. Dit moet vir jou heuningsoet wees. Kyk gou vinnig na ons gedeelte. Dit is presies hoe Petrus daar begin. Sien jy hoe beskryf Petrus 'n Christen in vers 2 en 3? Volgens Petrus is hierdie wat 'n Christen is. Dis iemand wat die geestelike melk van die evangelie gedrink het en tot die bonatuurlike oortuiging gekom het dat die Here Jesus goed is. Dis nie net dat die inligting oor Jesus waar is nie. Jesus is goed.
Dit is waarvoor ek en jy geroep word. En as jy vandag selfs net 'n bietjie kan proe hoe goed hierdie Jesus is, kan ek jou uitnooi, kom glo in hierdie Jesus, vers 4 tot 8. En die prentjie wat Petrus hier gebruik is so behulpsaam vir jou en vir my om oor geloof te dink. Om te glo in Jesus is dit. As jy dalk hier so sit en jy glo nog nie in Jesus nie. Dit is soos om 'n steen te wees wat verbind is aan 'n hoeksteen. Dit is wat geloof is. Geloof vir jou en vir my is om met al ons gewig te leer om op Jesus te steun. Geloof is vir jou en vir my om te rus op Jesus. Geloof is vir jou en vir my om ons stabiliteit in Jesus te vind en om die betekenis van ons lewens in verhouding met Jesus te sien. Jy sien, 'n steen is net 'n klip, maar as daai steen verbind is aan 'n hoeksteen, is hy deel van 'n gebou wat gebou word. Ons lewens maak sin, vriende, net in Jesus. Kyk saam met my op die skerm, ons is amper daar. James K. Smith sê die volgende. Hy sê the gospel isn't just information stored in the intellect, it is a way of seeing the world that is the very wallpaper of our imagination. En dit is regtig ons oproep vir mekaar, wat ons as 'n gemeente meer en meer wil doen. Ons wil mekaar herinner aan wat is die storie. Okay, dis in 'n mate inligting en dit is super belangrik. Ons moet mekaar herinner aan die storie van Adam en van Eva en van Israel en hoe dit in vervulling in Jesus gekom het. Ons moet daai storie hoor en ons moet dit verstaan. Maar vriende, dan moet ons binne in daardie storie onsself vind en om ons kyk in hierdie wêreld hier in Pretoria 2024 en daai evangelie sien as die wallpaper van ons realiteit. Dit is hoe ek en jy dan dink oor alles wat ons doen. Oor alles wat ons funksioneer, alles wat ek en jy doen, die hele rigting van my lewe is nou deel van en in daardie storie alleen. Dit is wat dit beteken om gegrond te wees in God se storie. En so ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit met die volgende, vriende. Kan ek ons aanspoor sodat ons mense sal wees wat toenemend gegrond word in God se storie? Kan ek ons aanspoor, sal jy asseblief 2024 die jaar maak wat jy elke Sondag kom? Dat jy elke Sondag hiernatoe kom? Jy sien, om saam te kom as God se mense, dit is so encouraging om so in die begin van die jaar so baie van ons hier te sien. Maar gewoonlik hierso so teen middel Februarie, hier teen Maart, dan is daar so 'n paar mense wat se bywoning so bietjie van wegval en ek wil jou aanspoor, moenie vir hierdie rede wat ons doen soos wat ons hier is. Dink nou terug aan ons openingsillustrasie van die hart. Vriende, ons is hier besig om ons harte te belyn. Dis wat ons doen elke liewe dag. As jy hier uitgaan vandag en die res van die week, gaan lewe ek en jy in 'n wêreld wat 'n storie aan jou en my vertel. 'n Wêreld wat vir jou en vir my sê wat die rigting is waarin jy moet gaan. Wat vir jou 'n weergawe van realiteit gee. Maar dit is fake news. Dit is fake news. En wat die kerk doen, dis die punt van ons Sondag samekomste. Ons kom hier om te sê nee, daai storie is nie die ware storie nie. Hierdie is ware realiteit. En vriende, alles wat ons doen en wat die musiekspan en Natalie ons so mooi mee help met 'n liturgie, alles wat ons doen is om die storie te vertel. Elke woord wat gesê word, liedjie wat gesing word, die gebed wat gebid word, die prediking daarvan wanneer ons die sakramente van die nagmaal of die doop bedien en alles wat ons doen, is die heeltyd besig om vir jou en vir my te sê, onthou jy wat is waar? Onthou jy die storie? Kom rus in hierdie plek, kom vind in hierdie plek, kom vind jou eie lewe, laat jou eie lewe geshape word deur hierdie storie, kom grond jou lewe daarin. En so vriende, ek wil ons tot dit roep. James K. Smith sê dit so mooi, my laaste woord aan ons. Hy sê dit so mooi. Hy sê, the way that we are being restored is by continually being restored. The way that we get restored is by being restored. Dit is wat ons wil doen. Ons wil so saam
as 'n gemeente dit doen. Mag die Here ons genadig wees in dit. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U dat ons so kan saam wees. Here, ons dankie, o God, dat ons saam met U kan wees hier. Ons dankie dat ons elke week so kan saamkom. En Here, kom en vorm en slyp ons lewens. Kom Here en buig ons bestaan as kerk in lyn met dit wat U mee besig is. Here, kom en grond ons in die storie. Nie net vandag nie, maar elke dag. Tot daardie dag, o Heer, wanneer ons in die beloofde land saam met U vir alle ewigheid in die nuwe hemel en aarde sal wees. Kom seën ons, o Heer. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.